Hallo julle, dan hoop het gaan goed met julle en dat julle 'n lekker week het sover. So met MKS 2 in 1, ag 2 in 2, hierdie lineêre algebra, het ons nou al alles behandel. As ons nou kyk na die werk, sê maar na die assessment week, ons het nou al redelik tyd gespandeer op hoofstuk 5 ook. So al wat nou oorbly voor die eksamenvoorbereiding gaan plaasvind, is dan die eigenvalues, eigenvectors, die karakteristieke vergelyking en dan deel van dit is die kompleks eigenvalues. Gaan gesels oor dit en dan laastens en daar's altyd seker vrae in die eksamens, is dan systems of differential equations. So julle doen DV's in APPM 2 en 2. Maar nou gaan ons sê maar twee vergelykings gelyktydig wil oplos. So dit is dan waarna ons vanaand gaan kyk. Ek glo ons gaan ietsie van alles doen. As ons nie in diepte gaan na 'n hele paar vrae en so nie, ons gaan in elk geval weer dit doen soos eksamen tipe van vrae en so met die voorbereiding vir die eksamen. So kom ons begin sommer dadelik met wat is eigenvalues en wat is eigenvectors. Want dit is nogal 'n belangrike aspek. Ek dink van julle behoort lineêre algebra 2 te hê. So volgende semester nog 'n lineêre algebra en dan skop hulle sommer dadelik af met klomp goeders oor die eigenvalues en eigenvectors en so voort. So ons weet nou al dat een of ander transformasie van vektore kan geskryf word as 'n standaard matriks maal x. Dit weet ons nou al uit vorige werk. Nou as ons nou 'n sekere matriks maal met x en die antwoord is maar die antwoord self gaan dit wees maar hoor hierso jy hoef eintlik maar net jou x met 'n sekere getal te gemaal het. Met 'n sekere getal. Dan beteken dit hierdie getal is 'n spesiale getal en ons noem hierdie getal 'n eigenvalue. En 'n eigenvalue word so as 'n lambda geskryf. So dit beteken as jy een of ander transformasie het, so ek gaan dit nou visueel ook vir julle wys. Maar as jy hierso een of ander transformasie het, sê net maar jy het hierso 'n vektor en hy hardloop, hy gaan deur hierdie masjien van AX en die ding wat hy uitspoeg is hierdie hierso byvoorbeeld. Dis heeltemal fyn. Maar my oorspronklike x was in die rigting. So hy moet dit dan eintlik uitspoeg laat hy presies hierso gaan in daai selfde rigting. Hy het net 'n sekere waarde wat hy net hoër of kleiner of suits is. En dit noem ons dan, dit sê ons dan daai hoeveelheid wat hy groter is, daai ding waarmee hy gemaal word, dit is dan die eigenvalue, maar hierdie rigting, hierdie blou rigting, dit gaan uiteindelik die eigenvector wees, die eie vektor. So ek het nou hier probeer verduidelik, maar kom ek kyk of ek dit beter vir julle kan verduidelik. Sê nou maar jy het hierso ietsie soos dit. Kom ons vat net eers hierdie weg. Hierso is 'n matriks. Ek het sommer nou hierdie gekies. Kom ons maak so. Ek kies die matriks A as 0.5, 1.5, 1 en 0.5. En soos julle kan sien, as ek nou 'n vektor gaan insit. Hier is nou die vektor wat ek gaan insit. Soos ek die vektor insit, kom ek kyk wil hy so vat. Hy wil nie so vat nie. Ek gaan nou so met hier sit ek 'n ek maal nou ek x enigiets anders en so voort en ek sit hierdie vektor in, dan daai groene is die ding wat uitgespoeg word en so voort. Maar soos julle kan sien, ergens langs die pad is dit presies dieselfde rigting. So as ek hier 'n x gaan insit, dan gaan die antwoord, die transformasie of die vermenigvuldiging gaan nog steeds op daai selfde lyn wees. Dit gaan net 'n sekere hoeveelheid groter wees. En daai hoeveelheid wat hy groter is, dit is die eigenvalue. En dan weet ek die rigting, hierdie spesifieke rigting, is een van die eigenvectors van hierdie A. So nie alle A's het eigenvalues en eigenvectors nie. Die maklikste is om eers te besef of eers uit te werk, het hy 'n eigenvector en ons gaan nou gesels oor dit. Maar soos julle kan sien dit daar. Kom ons kyk of ek hierso op vir julle kan wys. So hier sit ek die vektor v in en dan wat uitgespoeg word is daai groene. So ergens langs die pad is hulle presies op dieselfde lyn en dit beteken dit is dan jou eigenvector in daai rigting. En dan die hoeveelheid wat hy groter is, dit noem ons dan die eigenvalue.
So ek hoop die value eigenvector storie maak vir julle sin. Enige vrae oor wat dit is en visueel wat ons eintlik doen. Is almal reg met wat 'n eigenvalue en 'n eigenvector is. So as 'n matriks geskryf kan word as maar net 'n waarde maal met x, dan is daar die eigenvalue en dan in daai rigting. Ons gaan nou gesels oor hoe mense die eigenvektore kry. So kom ons gesels gou vinnig oor, want dit bring ons eintlik by 6.2 ook. En die manier hoe mense eigenvalue of eigenvector kry, is jy gaan vat jou A en jy minus die identiteitsmatriks met lambda, maar jy kry die determinant daarvan en jy stel dit gelyk aan 0. So byvoorbeeld, as ons nou hierso, kom ons kyk hierso na 'n voorbeeld. Kom ons sê sommer net 'n eenvoudige ding. Hulle gee vir ons A is 4 2 2 4 en dit moet 'n standaard, dit moet 'n vierkantige matriks wees. Dan wat jy doen is jy vat die determinant van 4 minus lambda 2 2 en 4 minus lambda. En jy stel dit gelyk aan 0. Dan die determinant gaan ons nou wees 4 minus lambda kwadraat minus 2 maal 2 soos minus 4 en jy stel dit gelyk aan 0. En dit gaan ons karakteristieke vergelyking wees. So as ons dit oplos, kry ons 16 minus 8 lambda plus lambda kwadraat minus 4 is gelyk aan 0. So ons het hierso lambda kwadraat minus 8 lambda plus 12 gelyk aan 0. Nou faktoriseer ons en ons sal later ook gesels oor al die faktorisering wat julle nog moet ken. Wat maal wat gee vir my 12 as ek dit mekaar plus kry ek 8, dis mos 6 en 2. So die eigenvalue vir hierdie matriks is 6 of 2. Dis eigenvalue. So ons kry eers ons eigenvalue. Hier was die karakteristieke vergelyking. So dis die karakteristieke vergelyking en die karakteristieke vergelyking kan ook nou 'n paar goed vir ons sê. Sal later ook mooi na dit kyk. So nou weet ek ten minste wat die eigenvalues is. Nou moet ek die eigenvectors gaan soek. So vir 6 gaan vat ek weer my matriks, maar ek trek dit mos nou af. 4 minus 6 2 2 en dan 4 minus 6. So ek gaan doen dit. En dan wat ons doen is, ons gaan vereenvoudig dit net. So dis min 2, 2, 2, min 2. So ons kan sien dit is min 2, 2, daartoe goed mekaar plus kry ek 0, 0. En ek kan selfs deel met min 2, dan het ek mos nou 1, min 1, 0, 0. So as ek hom gaan oplos, as ek mos nou gelyk gestel het aan 0 en sovoorts, so ek gekry het, sê maar die x is mos nou y. En y is vry. Sê maar y is vry en x is gelyk aan y. So hierdie geval, jy kon x1 en x2 ook gebruik het, is hierdie ouetjie mos dan net 1 en in terme van y, gaan ons net 1 wees en 1. Dan moet ons dieselfde doen met lambda as 2. So dan gaan ons sê 4 minus 2, 2, 2, 4 minus 2. So ons sit met 2, 2, 2, 2. So dit gaan uiteindelik dit word. So weer eens, y is vry. En dan is daar x, gaan ons nou net wees, negatief 1, 1, 1 keer y. So, dit beteken, die eie vektor van 6 is ooreenstemmend met hierdie, maar die eie waarde van 6 is ooreenstemmend met die eie vektor van 1, 1. En die eie vektor van negatief 1, 1 is ooreenstemmend met die eie waarde van 2. So anders te gestel, as ek nou weer daar ander goeders vir julle wys, kom ons kyk hoe lyk dit. Dat ek net gou weer die regte dingetjie sal kry. As ek nou byvoorbeeld die dingetjie gaan vat. En my A was, as julle nou kan reg gaan onthou, hierso was my A, dit was 4, 2, so 4, 2, daar's 2, die eerste gedeelte, en dan 2, 4.
So die ander was 2, 4. 2 en dan 4. Okay, hy is nou nie, weet nie of hierdie ding groter kan gaan nie. Nee, lyk my nie. Hy tog. Kan nou eintlik hoop hy kan groter gaan. Dis daarom amper daar. Weet nie of ek hierdie goed kan edit nie. Nee, ek kan nie. Kom ek kyk of ek 'n ander enetjie het wat nader, wat dalk nader kan wees. Kom ons kyk gou. 4, 2, 2, 4. So dit het vir ons gesê, die wiskunde het vir ons gesê dat as ons nou, soos ek hier gaan, soos julle kan sien, daar's net sekere plekke wat hy presies op dieselfde lyn gaan wees. En een vektor wat dit gaan wees, is die vektor 1, 1, en 'n ander vektor wat dit gaan wees is die vektor negatief 1, 1. So as ek 1, 1 kies, kom ek kyk of ek presies op hom kan kom. Kom ons gaan 'n bietjie kleiner. 1, 1 is 'n vektor. Natuurlik sal 2, 2 en 3, 3 en so ook wees, maar dit gaan ons net eintlik oor die rigting. So 1, 1 is 'n vektor en ons het gesê hy stem oor 1 met 'n lambda van 6. So die groen pyltjie is 6 keer langer as die blou pyltjie. En dan die ander enetjie sal wees negatief 1, 1. Ag, waar is hy nou? Hy wys nou negatief 1, negatief 1. Moet ek kyk. Hy is dieselfde rigting. Hierdie twee is natuurlik dieselfde rigting. 1, 1. Ag, kom nou. 1, 1 en negatief 1, 1 is mos dieselfde rigting. Die ander enetjie wat ek soek is negatief 1, 1. Daai enetjie daar. So negatief 1, 1 en hy het oor 1 gestem met 'n eie waarde van 2. So dan is daai blou lyntjie net die helfte van die groen lyntjie. So die groen lyntjie is 2 keer so groot soos die blou lyntjie. So dit is wat eigenvalues en eigenvektore is. En die proses om dit uit te werk is jy kry basies die karakteristieke vergelyking. Jy kry dan die eie waardes en jy moet dit weer terug gaan vervang en hierdie storie eintlik maar net gelykstel aan 0 om dan te kyk wat is jou eie vektore. Maak dit vir julle sin? Enige vrae dalk wat julle het? Yes, Reinier. Goeienaand, meneer. Meneer, ek het die prof het in die klas die hele tyd gepraat van 'n triviaal en nie triviaal en dan het sy prof het iets genoem van dat ons moet gelykstel aan 0. Moet ons daai om die eigenvectors te kry, moet ons dit dan gaan gelykstel aan 0 as ek dit reg verstaan. So soos jy gaan Ja, vul hom half aan. Yes, jy moet eintlik hierdie gelykgestel aan 0. Maar ek weet alles van die hele tyd die 0 bly. So ek het sommer net dit geskiep. Jy stel ons nog gelyk aan 0 en dan kry jy basies hierdie oplossing. So Okay, jy dankie baie. doodreg. Jy moet hier eintlik hierdie gaan gelykstel aan 0, dan gaan jy net 'n oplossing kry. En meneer, net 'n laaste ding. Kom jy omkeerbaarheid eers in 6.2? So ja, die hele 6.2 wat nou gaan oor die die wat sê mens die karakteristieke vergelyking en wat dit vir ons al sê, dit bring ons nou by 6.2 wat vir ons sê, okay, nou dat ons die karakteristieke vergelyking het, ons kan nou klomp goed sê van die karakteristieke vergelyking. En al jy gaan sien in die handboek, dat ek net vandag daarby uitkom, onder 5.2 in die handboek, dan verduidelik dit nou maar net vir jou, kom ek kry hierso. As, soos byvoorbeeld teorie 3, wat sê, A en B, dan, dit is nou net al daai goeie wat ons al reeds na gekyk het, want ek soek nou net spesifiek die determinant storie. Sorry, daar is nou die determinante. Hierso kom dit. So, dan moet ons dis presies ons hier gedoen, ons het die determinant van A minus lambda I, het ons gelyk gestel aan 0. En dit is dan hoe mense die goed vind. So, dan bijvoorbeeld hierso, as 'n n by n matrix A en B selfde is, dan sal hulle dieselfde karakteristieke polinoom hê en dan ook dieselfde eigenvalues. So dit is dan in kort maar net dit. Okay, nou ons gaan nou kyk na hoe hulle dit miskien vra, maar ek wil ook gaan na hierdie waardes hierso. Kan natuurlik, jy kan 2 antwoorde kry, jy kan miskien 3 antwoorde kry, jy kan miskien 4 antwoorde kry. Jy kan miskien net 1 antwoord kry of selfs komplekse antwoorde. En dit is juis wat die tweede gedeelte dan van hierdie werk behels. En dit is dan die tweede dit is dan die komplekse
eigenvalues, maar dieselfde prinsip, mens volg presies dieselfde prinsip. Nou ons het, net om vandag te recap weer, ons het hierdie 6.1, 2 en 3 nodig om uiteindelik 7.1 te kan doen. So dis hoekom dit so in daai volgorde is. So as ons nou kyk na die komplekse gedeelte, kom ons gesels gou oor dit. Dit beteken maar net dat jou fisiese waarde, jou lambda, gaan nie meer net so 7 wees, of 6 wees, of min 3 wees, of so iets nie. Dit gaan nou net 'n A en 'n, gaan 'n komplekse getal wees. Maar jy gaan hom op dieselfde manier gekry het. So, kom ons kyk dalk hierso na 'n vraag, of twee. Ek moet kyk wat sienetjie gaan wel so uitwerk. Het ek net gesien. Ek soek net gou dadelik enetjie. Wat se hoofstuk sê hulle is in die handboek? 5.3. Ja, so kom ek soek gou sommer in die handboek enetjie. Dat ek vanaand daarby kan uitkom. Yes, Renie. Ag jammer meneer, in die tutoriaal het hulle, ek dink dit was in die tutoriaal waar hulle gepraat het van waar hulle soos 'n korrelasie getrek het tussen die basis en ek dink dan by die karakteristieke vergelyking wat hulle verband mee trek. So meneer dalk net vir ons kan verduidelik hoe daai die span of die basis verband hou. Ja, so dit gaan oor die grootte, want baie keer kan hierdie antwoord sê net maar, sê maar jy het dit gekry. Sê maar jy het gekry x of nie x nie, lambda. Lambda min 6 3 keer en dan lambda min 2. Dan was die antwoord mos nou vir lambda was mos nou net 6, net hy was 3 keer 6, so ons skryf dit 6 en lambda was 2. So dan kom dit neer op wat is die geometrie, wat is daai woord wat ek nou soek, die multiplisiteit. So dan gaan jy die geometriese multiplisiteit hê en jy gaan die algebraïese multiplisiteit hê. Nou die geometriese multiplisiteit is altyd kleiner as die algebraïese multiplisiteit en waar dit vandaan kom is as jy gaan kyk na jou dimensie van jou nul space van daai. So wat is die nul space nou weer? Dit is as jy hom gelykstel aan 0. Dit gaan dan die hele ding wees. So in kort kan jy maar net die volgende basis sê. Jy kan sê die multiplisiteite of tyd, dit is hoeveel keer daai lambda as wortel van die karakteristieke vergelyking voorkom. So die meetkundige multiplisiteit, dit is die dimensie van die eie ruimte. So van daai null space basis. En ons weet dit is dan hoeveel keer hy voorkom of hoeveel keer hy nie, ja. En dan dit is daai. Dit is as ek nou so vinnig kan dink waarvan jy praat, Reinier, ek hoop dit maak sin. Ja meneer, so dis eintlik maar net die mag. So ons kyk eintlik na daai mag. As daai mag 3 is, dan weet ons okay, hy kom 3 keer voor. Ja, want jy gaan nou hierso, want onthou ons van ons nou 'n hakie maal 'n hakie maal 'n hakie met 0 wees. So hierdie antwoord is mos net 3 keer 6. Ja, ja meneer. Ja. Dan dis Okay. eintlik maar al. Dankie Okay, meneer. doodreg. So kom ons kyk hierso dalk na 'n kompleks enetjie en dan sal ons nou gesels oor hoe mense dit uitwerk. So, kom ons vat hierso sommer net 'n eenvoudige A en dit is 0 1 min 1 0. So vir om die lambdas uit te werk, is ons nou 0 minus lambda min 1 1 en dan 0 minus lambda. Wat ons die determinant gelykstel aan 0. So dit gaan eintlik wees min lambda maal min lambda wat lambda kwadraat is en dan plus 1 wat ons gelykstel aan 0. So hier kan ons duidelik sien lambda gaan wees min 1 lambda kwadraat. So lambda is dan positief negatief i. Nou as dit kom by die komplekse storie, hoef jy eintlik net een te doen, want die andertjie, want daar's eintlik twee antwoorde, maar jy hoef eintlik net een te doen want die andertjie gaan maar net sê maar toegevoegde waarde wees.
En gewoonlik kies hulle die negatiewe ene, maar jy kan maar die positiewe ene ook kies. So as ek die negatiewe enetjie kies, gaan ek hê 0 minus minus i, soos plus i, min 1, 1 en dan 0 plus i. En ek stel dit gelyk aan 0. So ek het i min 1 en 1 en i. Nou ek wil eintlik hê hierdie getal moet 'n reële getal wees. So jy maal eintlik maar net daai boonsinnetjie met op so 'n manier dat jy hom 'n net 'n reële getal het en nie meer kompleks getal nie. So i maal i is i kwadraat, soos min 1 en daai is dit min i. En ons kan duidelik sien dat as ek nou boon het met 'n negatief 1 maal en ek trek onder net af, dat ek ons nou dit. So dit beteken y is sê maar vry en dan is daai hele x storie is dan net negatief i en 1 keer y. So dit beteken 'n eie vektor. 'n Eie vektor, kom ons noem dit maar v1, is net negatief i en 1. En dan die y enetjie sal net dit wees. I en 1. Dis net daai toegevoegde waarde gedeelte. En jy kan maar gaan kyk of dit wel so is. As jy dit wou gedoen het, gewoonlik soos ek sê, hoef mens nie altyd te doen nie, maar as jy dit so gedoen het, so jy gekry het min i 1 min 1 min i en ek maal weer daai boonste enetjie net met 'n i. Dan kry ek i maal i is i kwadraat, soos positief 1, negatief i en dan onder het ek 1 en negatief i. Trek hulle net vir mekaar af. Y is weer vry en dit beteken nou x se antwoord is i en 1. So soos julle kan sien, is altyd maar net daai teenoorgestelde waarde van jou i. So dit is hoe ons die wat ons kry. En uiteindelik ons wil eintlik net met daai span werk. Die span van die man, daar is net een vektor. So dan is dit die antwoord. So vir 'n eie waarde van daai is stem hierdie ooreen. Dit is sy eie vektor en vir 'n eie waarde van i is hierdie die eie vektor, die bybehorende eie vektor. En dit is basies in kort wat dit aan betref van die komplekse eie values en dan eie vektore ook. Nou ons het hierdie werk nodig want ons wil uiteindelik by 7 uitkom waar ons vergelykings gaan oplos. En daarso waar ons vergelykings gaan oplos die DV's, 'n stelsel DV's. Kom ons gesels oor dit want daar's 'n paar goeders wat ons daarso moet verduidelik ook. En dan is ons basies klaar met die hele module. So dat ek net gou vinnig by dit uitkom. So ons gaan nou 'n stelsel vergelykings hê. 'n Stelsel DV's hê. Dan kan jy dit op die bord sit. Wat ons nou gaan doen. 7.1, as jy jou handboek volg, sit by 5.7 in die handboek. En ons wil nou vergelykings gaan oplos. So ons gaan dalk ietsie hê soos die volgende. Hulle gaan dalk ietsie vir jou so gee as volg. Hulle sê vir jou hierso is 1 DV's. Dit is x1 plus x2 en hierso is die tweede vergelyking is 4 keer die x1 minus 2 keer die x2. So verstaan, hier kom gestaan het y se afleide is y plus y2. Reg? En dan is daar weer y2 se afleide. So jy kry die idee. Dis nie net een stelsel, dis nie een lineêre
DV's nie. Daar is 2 wat ons gelyktydig moet oplos. Nou, al wat mens doen is, jy sê jou A is net jou koëffisiënte van wat hier staan. So dis daai 1, 1, 4, min 2. So dit is jou A. 1, 1, 4, min 2. En dan gaan kry jy sy karakteristieke vergelyking om sy eie waardes te kry. Presies wat ons net gedoen het. So dis omdat ek sê daai hoofstuk 6 is half 'n goeie inleiding om uiteindelik nommer 7 te kan doen. So ons gaan kry die determinant van 1 minus lambda, 1, 4, min 2 minus lambda. En ons stel dit gelyk aan 0. So is 1 minus lambda maal negatief 2 minus lambda minus 4, wat gelyk is aan 0. So ons het min 2 min lambda plus 2 lambda plus lambda kwadraat min 4. So is lambda kwadraat plus lambda min 6. En nou, moet ons mooi kan faktoriseer. Julle kan vir my gerus sê as julle, want onthou partykeer gaan hierso derde magte ook wees. Ons gaan dalk nou so 'n enetjie kyk. En dan moet 'n mens nou weer jou matriekwerk gaan uitdruk van hoe om derde magte te faktoriseer. Maar ek sal dit ook mooi vir julle wys. So dis dan plus en minus 3 en 2. So lambda is min 3 of lambda is 2. So dis my eie waardes. En ons gaan nou kyk wat daai eie waardes vir my sê. En dit is eintlik nogal cool al hierdie werk. En nou moet ons die eie vektore gaan soek. So vir 'n lambda van min 3 het ek mos nou 4 minus 3, ag ja, maar 1 minus 3 wat vir jou 4 gee, en dan 1 en dan 4 en dan negatief 2 minus 3 wat vir jou ook 1 gee. En ek stel dit gelyk aan 0. So ons kan eintlik dadelik sien, hy werk lekker uit. Wat gaan dit wees? So dit beteken die een antwoord gaan dit wees negatief 'n kwart, want x2 is vry, né? En 1. So eie vektor 1 is net, wat jy ook kan doen is jy kan net sê maar 'n kwart gaan uithaal het. As ek net 'n kwart gaan uithaal het, want ek hou nie van breuke nie, dat ek min 1 en 4. So dit is aan my eie vektor. Min 1 en 4. Onthou, wat ek nou ook visueel vir julle gewys het, hierdie sê net vir jou 'n rigting. Dis al. So, as ek nou dit teken, of ek teken dit, of ek teken dit, dit maak nie saak nie, dit bly net dieselfde rigting. Selfs al gaan ek hiernatoe. Dit bly dieselfde rigting. Dis dieselfde lyn. So of ek nou dit met 5 maal of met 'n kwart maal of so, verander niks aan my rigting nie. So daar's my een vektor. My een eigenvektor wat ooreenstem met my eigenvalue. Dan vir 2 doen ons presies dieselfde. 1 minus 2 en min 2 minus 2. En dan stel dit gelyk aan 0. So ek kan die ondersneetjie net deel met 'n 4. En dan kan jy dit duidelik sien dat ons bo het ons byvoorbeeld dit. Ek kan bo ook net maal met 'n negatief 1 en dan net daai met mekaar plus. So x2 is weer vry. So dit gaan die keer wees 1 1. So my eigenvektor 2 is 1 1. Okay, maar wat sê dit nou van ons vir ons oorspronklike vergelyking? Ons oorspronklike vergelyking, ons wil graag vir die groot vraag was, los hierdie DV's op. Hierdie stelsel DV's. So ons soek vir XT. Net soos ons met APPM 1, 2 en 2 ook doen, ons soek uiteindelik die y. In die geval skryf hulle dit net as x. So ons soek daai x. Nou daai x
daai x op die einde is dan net gelyk aan 'n konstante e tot die mag lambda 1 t maal met die vektor, die eie vektor 1, plus C2 e tot die mag lambda 2 maal met t maal met vektor 2. En dit is wat so lekker is van hierdie werk, want jy het dadelik dan die antwoorde. Want daai lambda 1, sê maar hy, en sy vektor is daai netjie daar. En dan lambda 2 is net daai waarde en sy vektor is net daai netjie. So in ons geval sal die antwoord dan gewees het C1 e tot die mag min 3t maal met min 1 4 plus C2 e tot die mag 2t maal met 1 1. Nou ons weet nie wat C1 en C2 is nie. Hulle moes vir ons begin waardes gegee het. Gestel hulle het vir ons gesê die aanvangswaardes, so x0 is 1 0 byvoorbeeld. Dan gaan stel ons dit in. Dan gaan sê ons okay, dit beteken, waar is my pen? Dit beteken x van 0 is dan C1 e tot die mag 0 min 1 4 plus C2 e tot die mag 0 1 1 wat ons geskryf kan word as C1 maal min 1 4 plus C2 maal 1 1. En die antwoord moet 1 0 wees. So anders te gestel, ek kan ons nou die doen. Ek kan sê, dis daai boonste stuk, die boonste vergelyking, het ek min C1 plus C2, wat 1 is, en ek het die onderste stuk, wat sê 4C1 plus C2 is 0. Dat ek twee vergelykings, twee onbekendes, en ek moet dit net gelyktydig oplos. So uit hierdie vergelyking kyk, kan ons dalk C2 die onderwerp maak. C2 is dan net C1 plus 1, en dan stel ek dit in hierdie onderste vergelyking in. 4 keer C1 plus C1 plus 1 moet 0 wees. So 5C1 moet min 1 wees. Jy moet net kyk of ek reg maak, en dan C1 moet net negatief 1 op 5 wees. En dit beteken C2 is dan net 4 op 5. En dat jy jou C-waardes ook uitgewerk. Dis nie eintlik te rof nie, né? Dis eintlik nogal cool. So, die antwoord op die einde van die dag is dan x, dis mos nou C1, soos min 'n vyfde, e tot die mag min 3t, min 1 4, plus C2, wat 4 vyfdes is, e tot die mag 2t, 1 1. En sê maar hulle sê, jy moet dit nie in vektorvorm skryf nie, jy moet vir hulle skryf presies wat elke x is. So wat is x1? En wat is x2? Wel, x1 is net min 'n vyfde, e tot die mag min 3t, maal met negatief 1, so is positief. En dan net plus 4 op 5, e tot die mag 2t. En x2 is net negatief 4 op 5, e tot die mag min 3t, plus 4 op 5, e tot die mag 2t. So daar het ons die 1 uitgewerk, wat x1 is, en ons het x2 ook uitgewerk, wat hierdie vergelyking, daardie stelsel DV's aan sal voldoen. Is jy reg? Enige vrae dalk?
Niks nie. Meneer, Yes, Leon. hoe het meneer X1 en X2 gekry, meneer? Waar hierso? Ja, meneer. So, maak alles vir jou sin tot en met hier. Ja, meneer. So, nou sit ek net, al wat ek net nou doen is, ek, sê maar vir die boonste gedeelte, vir x1, dan is dit mos nou net hierdie waardes, maal met die boonste waardes, plus hierdie, maal met die boonste ene. Dan gaan ek hierdie kry. En vir die onderste enetjie, is dit dan net hierdie waardes, maal die onderste ene, plus hierdie waardes, maal met die onderste ene. Dan gaan ek hierdie kry. Maak het sin, Leon? Ja, meneer. Ok. Nou, hulle vra omtrent altyd 'n vraag oor 'n repeller en 'n tractor en 'n saddle point en so voorts. Maar ek wil graag, ek dink nie hulle gaan vir julle vra om dit te teken nie, maar ek wil graag dit vir julle teken dat 'n mens kan sien wat dit is. Mens weet nooit of hulle so 'n vraag dalk gaan vra nie. Want ons kan nou gesien het, die maklike manier is hierdie. Dit gaan altyd aan die antwoord wees, behalwe as dit nou komplekse getalle is. Maar ons gaan nou gesels dan oor sulke antwoorde. Maar kom ons gesels net gou vinnig oor die tractor en die repeller en sulke goeders. So sê nou maar jy het ietsie, jy het nou 'n antwoord gekry en jou antwoord was C1 e tot die mag min 2t en dit was min 11 en dan plus C2 e tot die mag min t en dit is 14. So ons kan duidelik sien ons lambda 1 en lambda 2 is al twee kleiner as 0. As dit die geval is, dan noem ons dit 'n tractor. En ek sal nou visueel wys hoekom dit so is. Want basies wat gebeur, as jy nou hierdie sketsie gaan teken miskien, is eintlik nogal vrek cool om dit te sien. Basies wat gebeur is, ons het twee vektore, kom ons werk maar met kleure. Hier is die een, dit is een eigenvektor, en dit is min 1, 1. So min 1, 1 is daarso. So ek gaan net 'n lyn trek wat deur omgaan. So daar's die een eigenvektor se rigting. Want hierso kyk, hier is bietjie onduidelik. Moet dit net bietjie duideliker maak. En dan die ander rigting is, kom ons maak dit maar blou, is 1, 4. So 1, 4 is daar so. So syne gaan wees, gaan so ietsie wees. Ok. So dit is die twee eigenvektore, daar wat ek in die begin op toe ek die GeoGebra vir julle gewys het, wat 'n mens kan sien wat aangaan. Nou, wat sienetjie wen of wat sienetjie is sterker? Nou, vir negatief beteken dit, die groter negatief beteken hy gaan vinniger weg en vir positief beteken hy stoot dit weg. Laat ek dit mooier bewoord. Ek het hier so 'n mooi opsomming wat ek vir julle wil wys. Nou, ek net gou vinnig kyk of ek dit kan kry. Mens kan sê vir 'n tractor, wat in die geval 'n tractor is, kan mens net sê hy verdwyn net verder. So hierdie eentjie hierso verdwyn stadig. Kom ek skryf dit hier. Hy verdwyn stadig. En hierdie eentjie hierso verdwyn vinnig. Of vinniger. Kom ek sê dit so, hy verdwyn 'n bietjie vinniger, want hy is natuurlik verder en negatief. Maar om te weet wat se enetjie wen, kyk jy net na die grootte. Tussen min 2 en 1, wat se enetjie is groter? Min 1 is natuurlik groter as min 2. So dit beteken, as jy 'n random kolletjie hierso het, dan gaan hy uiteindelik soos die bloue wil wees. So dit beteken hy gaan eers soos die perse volg, en dan gaan hy uiteindelik die bloue wil wees, of se pad gaan volg. So dit beteken hy gaan sê maar so gaan, hy beweeg soos
asof hy soos die perse beweeg. Kan jy sien parallel aan die perse basies. Maar soos dit hy nader kom aan die bloue, dan gaan uiteindelik die bloue volg. Want die bloue is groter. So as ek 'n random punt hierso ook het, hy gaan eers soos die perse wil gaan, en dan as hy nader kom ek teken hom 'n bietjie beter. As hy nader kom, dan gaan hy soos die bloue volg. En so kan jy dan die lyne teken, al hierdie lyne gaan dan net so ietsie. Kom ek teken nog. En hierso so ook. En oeps. So en so, so. Julle kry die idee. En almal is negatief, so hy gaan in. En dis hoekom ons dit 'n tractor noem, want hy als gaan in. So dit is dan hoe daai skets sal lyk. So vir al twee lande, en julle sal sien dit, hulle gaan omtrent net 1 punt vra van dit. Hulle gaan net vir jou, jy gaan die ding oplos, byvoorbeeld die ding oplos, hierdie vergelyking wat ons gedoen het, en ons het nou gesien in die geval was dit -3 en 2, dan die volgende vraag is dit 'n repeller of 'n tractor of 'n saddle, en dan moet jy net sê hoekom, vir 1 punt. Ek wys maar net vir julle hoekom dit so is, en ook, mens weet nooit of dit hierdie jaar die jaar is wat hulle vra jy met 'n klein sketsie tekening. Kom ons kyk na nog 'n geval. Sê maar jy het nou die DV's opgelos, en jou antwoorde gee hierdie. Al twee is positief. So dan is jou lambda 1 en lambda 2 is albei positief. Dit noem ons dan 'n repeller. 'n Afstoter. Want as ons dieselfde idee gaan gebruik, selfde ding gaan doen, dan kyk ons gou vandag, kom ons sê hierdie netjie is 'n rooi vektor, so -2 1, daar's so. -2 1. Ag, ek probeer hom nou, julle kry die idee. Is nou net nie perfek nie. En dan kom ons sê die groenetjie is net 1 1. So 1 1 is maar net so. Net iets soos dit. So dis 'n repeller, so als gaan weg. 'n Tractor het als ingekom, want dit is negatief. 'n Repeller gaan als weg, en dit beteken as ons nou 'n random punt hierso het, hoe gaan hy volg? Wel, tussen 1 en 2 waarskynlik is die grootste, 2 is die grootste, so hy gaan uiteindelik soos 2 wil wees, maar hy gaan soos rooi begin. So dit beteken, maar nou als begin nou van, als spruit nou uit die middel uit. Hierso was dit 'n tractor, so als het sê maar van buite af ingekom, maar nou omdat dit 'n repeller is, gaan als weg. So ek begin hierso, in die middel, en hy volg eers die rooie, vir 'n tydjie, en dan besef hy, o nee, maar die groene is sterker. So dan gaan jy ietsie soos dit kry. En ander rigtings ook. Ensovoorts. En almal gaan weg. Ek moes dit dalk hier ook ingeteken het. Albei hierso, die perse en die bloue was negatief, so als kom in. En die bloue ook als kom in. Hierso, als is mos nou positief, so dit gaan weg, so dis hoekom dit 'n repeller is. En hierso ook. En dan kan ek die swart lyntjies ook net so geteken het. Als gaan net weg. Oeps. En so gaan dan. So ons het nou gekyk na 'n opsie wat al twee positief is, al twee negatief is, en nou gaan ons kyk na enetjie wat positief en negatief is. Dit noem ons dan 'n sal. So kom ons kyk hierso na 'n voorbeeld. Sien ons het nou 'n dingetjie gedoen en die antwoord op die einde van die dag was C1 E ter mag T 32
plus C2 E ter mag min 2T min 1,1. So hier kan ons sien dat lambda 1 maal met lambda 2 is kleiner as 0, beteken die een is positief en die ander keer is negatief. So as een positief is en een is negatief, wat is dit dan? Dan is dit 'n saddle point, of in Afrikaans 'n saal. En julle gaan nou sien hoekom. Dit lyk baie soos daai sketse van MTIS 212. Dan kom ons maak hierdie netjie oranje, 3,2. 3,2 is daar. So sweetsie. En kom ons maak hierdie netjie sommer pink. 1 min 1,1. Min 1,1. So dit is so netjie so. Die pinke is wat inkom, want hy is negatief. En die oranje netjie is wat uitgaan, want hy is positief. En wat netjie is die grootste tussen hulle twee? Wel, hy is mos die grootste. Hy is 1. Daai netjie is min 2, so 1 is groter. So ons gaan uiteindelik soos die oranje netjie wil wees. So as jy 'n random punt hierso is, begin hy eers die pinke volg en dan besef hy nee, maar hy moet soos die oranje netjie gaan. Daarso gaan so gaan. Hierso gaan so gaan. Hierso gaan so gaan. Ensovoorts. En dink nou aan 'n skets wat julle in MTIS 211 doen. Hierdie lyk soos 'n saal. Hierdie gedeelte hier soos dan soos 'n saal. Dit is omdat dit dan 'n saal is. Maak dit sin? So hierdie pyltjies beteken maar net die oplossing. As tyd vorentoe loop, want dit is mos nou in terme van tyd daai, dan beweeg die oplossing ook in die rigting van hierdie pyltjies. So die oplossing hang na wat T is. As T 30 is, as T 200 is en so voort. So dit is die hele idee. So 'n traktor, wat 'n traktor basies vir ons sê is, alles word uiteindelik 0. As ons T na oneindig toe vat, gaan die antwoord tog 0 wees. Want daai gaan basies 0 wees en daai gaan basies 0 wees. En 'n repeller sê vir ons, soos dit ons verder en verder met T gaan ons natuurlik verder en verder weg van 0,0 af. En dan 'n saal sê maar net die een rigting trek en die ander rigting stoot. So ons gaan nie hier eintlik kan uitkom nie, wat enetjie sterker en so voorts. Maar dit is in kort wat dit is. So die eie vektore is hierdie hoofpaaie wat ek in kleur gemaak het. En dan hierdie swart krommes. Dit is die gewone paaie wat tussen hulle buig. En dit is hoe dis nie die hoofpad nie, dis sê maar net die gewone paadjies. Ok, enige vrae voordat ons na 'n komplekse enetjie kyk dalk? Van wat doen mense dan met komplekse goed? Soos ek sê, julle gaan omtrent net een vraag kry oor hierdie. En dis nie gewoonlik die tekenwerk nie. Dis net om te sê is dit 'n repeller, 'n traktor of 'n saalpunt en dan moet jy sê hoekom dit is. Ok. So kom ons kyk gou hierso na waarvan as mens nou 'n ding oplos en uit eigenvalues en eigenvektore wat kompleks is. So sê maar iets soos dit. Hier moet nou eintlik staan T ensovoorts, maar ek gaan net nou T uithaal net om mooier te skryf en makliker te skryf. Dis 4x1 minus 3x2 en dan die x2 se afleide is 3x1 plus 4x2. So ons moet nou dit oplos. Ons moet hierdie stelsel DV's gaan oplos gelyktydig. So eers kry ons A, dis 4 min 3, 3, 4. Ons sê 4 minus lambda, 4 minus lambda, nou stel dit gelyk aan 0. En dan kry ons hierso daai twee mekaar gemaal. Dit gaan net wees 4 minus lambda kwadraat en dan plus 9. So 16 minus 8 lambda plus lambda kwadraat plus 9. Dus dit lambda kwadraat minus 8 lambda plus 25.
En dit gaan ongelukkig komplekse getalle veroorsaak. En een manier hoe jy vinnig kan weet is, onthou julle die diskriminant wat julle gedoen het in graad 11 met aard van die wortels ensovoorts. So dis b kwadraat minus 4a maal c. En hier die antwoord is kleiner as 0, so ek weet gaan komplekse getalle wees. En dan om dit op te los, want dis MTLS, ons het nou nie 'n sakrekenaar nie, is ons net daai ding van negatief b plus minus wortel b kwadraat minus 4ac op 2a, jy onthou dit nog? So dit is negatief b en b is reeds negatief, so dit gaan net wees 8 plus minus basies wat daar staan, die diskriminant 64 minus die 100 op 2 keer a. So ons het 8 plus minus, daar is negatief 36 op 2 en dit gee vir ons 8 plus minus 6i op 2. So ons het basies 4 plus minus 3i. Dis ons lambda. Nou soos ek nou gesê het, met komplekse goeters, jy hoef nie al twee lambdas uit te gaan werk nie, jy hoef net een te doen. En gewoonlik, wat hulle ook baie keer doen, is hulle kies maar eerder die negatiewe ene. So, dan gaan trek ek nou af, 4 minus wat daar staan, so is 4 minus 4 plus 3i, en 4 minus 4 plus 3i. Dit stel ek gelyk aan 0. So ek kry 3i, negatief 3, 3, 3i. Ek maal hierdie boonsienetjie gaan ek net maal met 'n 3i, maar dan gaan ek negatief kry, so ek maal dit net met 'n negatief 3i. Net met sy toegevoegde waarde basis. Dan kry ek negatief 9i kwadraat, so dit gaan uiteindelik 9 wees. En hierdie is dan 9i, en onder is dit met 3 en 3i. En julle kan nou sien dat die een is net die veelvoud van die ander. So hulle gaan mooi uitkanseleer. So x2 is vry. En dan is my vektor, my eigenvektor, is dan negatief i, 1. Okay, so wat jy ook kan doen, is om net sê maar negatief i uit te haal, dan is dit net 1 en i. Want dan nou i maal i is i kwadraat, so dit lyk maar net mooier. Nee, jy hoef nie te doen nie, dit is maar net mooier. So dit beteken dat die x antwoord op die einde van die dag is C1 maal 1i, e ter mag 4 minus 3i, maal t, plus C2 1 minus i, want dit sal die ander eie vektor wees. En dan 4 plus 3i. Jy hoef nie al twee uitgewerk het nie, ek kan dit mos maar net so gekry het. Nou, hoe werk dit nou? Want hier is nou i-getalle. So, hoe werk dit nou? Wel, die volgende is 'n resepie of so, wat mense net kan onthou. Dit is die reële gedeelte van jou vektor maal cos bt. Nou, wat bedoel ek met bt? Dis ons nou a plus minus bi. So dit is daai b waarvan ek praat. Minus die imaginêre gedeelte van jou v maal sin bt. En dit alles e maal a ter mag t. Julle onthou nog, ek wil net so 'n side note maak. Onthou julle nog met APPM 212 het ons mos gedoen dat as ons daai R storie moet doen, daai y dubbel afgeleide plus y plus ietsie, daai storie, dat ons moes nou gesê as die antwoord mos nou kompleks is, as daai R se antwoord alpha plus beta i is, dat ons moes gesê ons y-c waarde is dan e ter mag die alpha t maal met c1 cos beta t plus c2 sin beta t.
Nou dis basies dieselfde wat ons hier net doen. Omdat dit kompleks is, gaan ons met sin en kos werk. Ek skryf nou net die hele formule uit van hoe mense dit dan kry. Nou as dit C2, die reële gedeelte van die V sin BT plus die imaginêre gedeelte van die V cos BT en dit maal met E ter mag AT. So in ons geval gaan dit wees die reële gedeelte van daai is mos net 1 0 cos negatief 3t minus die imaginêre gedeelte is 0 1 sin negatief 3t e ter mag 4t plus C2 die reële gedeelte van die tweede enetjie is of van dieselfde enetjie weer is 1 0 sin negatief 3t plus imaginêre gedeelte is 0 1 cos negatief 3t e ter mag 4t. Soos jy het mooier wou geskryf het, as ons nou net gaan kyk na die, kom ons sê die rooi gedeelte, als wat bo is, en dan die, als wat onder is, onder en bo waarvan ek praat, is nou maar net daai, né? Dis maar net daai. Dan word hierdie nou eintlik C1 cos negatief 3t, ons weet cos van negatieve hoek bly positief, en dan 0, en dan net minus, daar gaan ook 'n 0 wees, soos minus C2 sin 3t, want sin van 'n negatiewe hoek is negatief. En onder is ook 0, en dan net sin van 'n negatiewe hoek is negatief, so dit gaan negatief maal negatief wees, so dit is positief. Positief sin. En dan 'n 0 en die onder die bloue is dan net plus C2 cos 3t. En dat dit alles maal met E ter mag 4t. En dit is dan wat dit as dit komplekse getalle stories is. OK, en dan hoe sy sketse lyk, weet nie of julle dit in julle handboeke mooi het nie, maar hierdie tipe van sketse, ek gaan nou mos nie soos hierdie lyk nie, want hierdie was nou die eie vektore was mooi reguit lyne. Mooi reguit lyne. Hoe hierdie ouetjies lyk is dit gaan nou so dit gaan uitwaart of inwaart gaan. So as ons nou ietsie het, sê maar dit was so, kom ek wys dit net hier. Sê maar die lambda was negatief 4 plus minus 3i. Jy gaan kyk na hierdie gedeelte hier. Dan was dit inwaart. So dan sou dit so ietsie gewees het. Kom nou. Dan sou dit so ietsie gewees het wat inkom. En dit is soos 'n spiraal. Dan sou ingekom het. Maar ons enetjie was 4 plus minus 3i. So dan is dit 'n uitwaartse spiraal. So hy gaan net uit. En dit sal op 'n trein net 1 punt wees. So daai 4 sê vir jou hoe groei hy en die i sê vir jou hoe draai hy. Hy draai in 'n spiraal. En dit is dit. Ek dink ons het nou redelik baie vinnig deur al die goed gegaan in hierdie tyd, als wat ons nog moet doen. Ag ja, ons het nou basies die hele module reeds gedoen. Enige vrae van julle kant af. En dan om te weet of hy klopsgewys of anti-klopsgewys is, mens moet net gaan kyk na
wat is jou sin, soos in die geval sin 3t, dis mos positief. So hy beweeg opwaarts, hierdie. Sin gaan nou hierdie kant toe gaan. En dan, as jy nou weer aan die ander kant gekry het, dan sou, sê maar hierdie was negatief hier. En onthou, die sê ons nou vir jou wat jou antwoord is. So is positief, positief. So hy moet in die eerste kwadrant wees, so hy sou in die eerste kwadrant daar gewees het. Andersins sou hy aan die ander kant toe gegaan het. OK. Reg, as daar niks vrae is nie, dan hoop ek julle het 'n lekker aand verder en dan is ons nou basies klaar met hierdie MTHS 2 en 2. Nou is dit net die eksamen voorbereiding. Dankie Gustaf. Dis reg, ja, goed gaan, lekker aand vir julle. Ons sien julle weer.